Almagtige Hemelse Vader, wat 'n voorreg het ons om op hierdie dag, soos ons in die lesstudie bepaal het, 'n dag wat vir die mens geskape is, om saam te vergader, om U aangesig te kom soek. 'n dag wat U 'n spesiale seëning opgeplaas het. 'n dag waar U by ons kom tabernakel. En ons kom vanoggend. En ons is soekend na ons Skepper God en ons Verlosser God, wat opnuut weer sy tent by ons sal opslaan vanoggend. Wat saam met ons sal vergader. Ons is soekend na U teenwoordigheid. Wees ons opnuut genadig vanoggend. En kom in ons midde, is my gebed in Jesus naam alleen. Amen. Ek nooi my Bybels oop te maak by Deuteronomium 32 en daar gaan ek die eerste 4 verse lees. Ek lees uit die 33-53 vertaling. As julle daar is, sê net vir ons asseblief amen. Dis julle is vinnig, is dit omdat dit op die groot skerm is wat julle so vinnig is, né? Ek wil net dan sien, hier is dan bietjie Bybels hierso. Daar is hy tannie wonderlik, ek sien 'n paar, ek hoor 'n paar bladsye. Ek lees as volg. Luister, o hemele, dat ek kan spreek en laat die aarde hoor die woorde van my mond. Laat my leer drup soos die reën. My woord vloei soos die dou, soos reendruppels op die grasspruitjies en soos reënbuie op die plante. Want die naam van die Here roep ek uit. Gee grootheid aan onsse God. Die rots, volkome is sy werk, want al sy weë is strafgeregte. 'n God van trou en sonder onreg, regverdig en reg is hy. Mag die Here vanoggend sy geleesde woord seën. Goeiemôre Warmbad, gaan dit goed? Julle los vir ons 'n klein stukkie om in te beweeg, nee, julle wil nie regtig hê ons moet beweeg nie. Ekskuus? Dus moet ek bietjie vorentoe. Mag ek? Sjoe, okay. Dis 'n gevaarlike stelling. Inperke, ek hou daarvan, né? Okay. Is julle gemaklik met my hierbo? Okay. Het voel so of ek neerkyk op julle. En daar's niks in my wat my kan laat neerkyk op julle nie. Ek wil net sê, dis nie 'n opoffering vir ons om hier te wees nie, dis 'n voorreg vir ons om hier te wees. Moet sê ek het julle gesang baie geniet. Julle sit vol soos 'n, ek weet nie of ek hierdie mag sê in Adventiste terme nie, julle sit so vol soos 'n blikkie boeliebeef, stampvol vleis, né? En teoreties is hierdie eintlik seker die gemeente die naaste in ons huis. So ons is nie ver nie. So 80, dink 79 km hier vandaan af. So dis regtig nie 'n opoffering vir ons nie. Dis 'n fees om hier te wees, want die Sabbat is 'n verlustiging. Is dit nie so nie? Amen. Amen. Kom ons sluit die oë. Liewe almagtige Hemelse Vader, liewe Heer, dankie dat U ons gedra het deur hierdie week. Dat U ons bemagtig het om hier te kan wees. Dat U hand van bewaring oor ons gehou het. En waar daar mense is, hier wat geliefdes die week aan die dood afgestaan het, wil ons U vra dat U daar U harte sal bemoedig, dat U die familie en die vriende baie naby sal wees, en is in tye soos die wat ons uitsien, na daardie dag wanneer U gaan sê dit is verby. Wanneer U deur die wolke gaan breek, en U elke graf by die naam gaan noem, en U kinders sal voortkom, nie soos hulle daar ingegaan het nie, maar soos wat U beplan gehad het van die grondlegging van die wêreld af, hulle moes wees. Ons sien uit daarna. Ons bid vir diegene wat dalk vandag oulik is en nie hier kan wees nie,
dat jy hulle ook spesiaal naby sal wees, dat hulle u teenwoordigheid sal ervaar op hierdie Sabbat. Maar dan bid ons ook vir diegene wat doelbewus gekies het om by die huis te bly vandag. Jy weet, dat u ook daardie harte weer brandend vir u sal maak. Dat hulle 'n plek sal kom inneem hier, tussen hulle familie en Christus. Jy weet, en dan bid ek vanoggend, dat u engele sal stuur om die duiwel en sy engele hier uit te hou. Dat u my onvermoë sal aanvul, sodat ek 'n spreekbuis vir u kan wees. Dat u my sonde sal vergewe, wetend sowel as onwetend. Die Heer mag ons hoor wat die woord van ons sê vandag. Ek bid vir u kinders, met watse besorghede en gedagtes hulle mag stoei vanoggend, laat u dit dan sal verwyder, sodat hulle gefokus sal wees op u woord. Dis my gebed in Jesus naam alleen. Amen. Hoe belangrik is reën? Waar is die boere? Waar is die boere hier rond? Die hele landbou siklus van die Jode, hulle hele bestaan het daarom gegaan. Al die feeste was gebou rondom die landbou siklus, die reënseisoen. So vir 'n boer is reën van kardinale belang. Hoekom? Dit gee lewe, dit gee vooruitgang, dit gee voedsel. En daarom verwys die Bybel na die uitstorting van die Heilige Gees in watse terme? Reëns. Is dit belangrik? Nou ek is nie 'n mielieboer nie, glad nie. Maar ek verneem dat 'n een mielieplant, om goeie vrug te dra, in daardie mielieplant se lewe 63 cm reën nodig het. Dis baie, is dit nie? Dis baie reën vir een plant. Hulle sê wanneer die plant op 4 blare kom, 4 blaar hoogte, het hy min of meer reeds 25 cm reën opgeneem. So wanneer hy van saad tot ontkieming tot 4 blaar kom, gebruik hy die minste reën. Is julle met my? Hoe groter die plant blykbaar word, hoe meer reën het hy nodig, of hoe meer vogtigheid om hom te voed. En dan net voor die vrug afkom, net voor die mielie afkom, het hy afrondingsreën nodig. Om daardie mielie 'n volwaardige, voedsame mielie te maak. Weet jy dat dit so is in ons geestelike lewe? Baie van ons wag vir die laatreëns en ons praat oor die laatreëns, maar ek wil vir u sê, as daar nie vroeë reëns was nie, as daar nie 'n saadjie was wat in ons ontkiem het nie, en as daar dan nie konstant die regte reën op die regte tyd in ons lewens geval het nie, gaan die laatreëns ons wat help? Niks. Absoluut niks. Ek het 'n paar Cayenne plaatjies daar by my. Is Cayenne Afrikaans? Ek weet nie of Cayenne Afrikaans is nie. Maar almal weet wat is Cayenne? Dis iets wat lekker brand. So, al wat ek weet, né? Rooi peper, is dit sy regte naam? OK. Sommige mense glo jy eet Cayenne sodat jy op prepaid kan vloek, né? So jy eet vooraf. Onthou julle, as ons klein was, as ons lelik gepraat het of iets slegs gesê het of met disrespek, dan wat het ons op ons tong gekry? Bietjie peper, né? Net om vir ons te sê. Nou baie mense glo hulle doen dit op prepaid. Maar dis nie so nie. Maar ek het 'n paar plantjies daar wat ek per ongeluk nagelaat het om die laaste 3 maande water te gee. Net omdat die lewe te besig was. Ander dinge het
plek gevat en hulle so gestasioneer, laat ek vergeet van hulle, ek sien hulle nie elke dag nie. Weet julle hoe lyk my kajenplante nou? Uitgedroog. Verdor. Ek het so goed gedoen om hulle aan die begin genoegsame water te gee. En kajen soek baie water. Konstant. Om die waarheid te sê, die hoenders het ingebreek en op 'n stadium het hulle daar die hele plant gestroop. Hulle eet hom, blaar, chili, of peper of wat dit ook al is. Hulle eet vir hom klaar, laat net daai stokkie so staan. En ek het weer water gegee en ek het weer water gegee en hy het uitgeloop en daar het vrug gekom en dit het goed gelyk. En toe in my vergeetachtigheid vergeet ek van hulle. En hulle het verdor. Eintlik nou so dat mens hulle net kan uitdruk en weggooi. Want dit baat ons niks. Water gee lewe. En Jesus het gesê, hy is die water van die lewe. En ek het vir u begin en ons het gelees Exodus, of Deuteronomium 32. En Deuteronomium is die laaste hoofstuk, as ons dit so kan stel, van Moses se lewe. Ek het die eerste 4 verse vir u gelees, want van vers 5 af is dit oordeel. Dis God se oordeel. Maar God wil ons red van daardie oordeel en sê vir my, het Moses die beloofde land ingegaan? Hoekom nie? In watse sin was hy ongehoorsaam? In een opdrag het hy die rots 2 keer geslaan. Het hy vorige keer die rots geslaan? Jessie, kom ons gaan so toe. Exodus 17. Was dit 'n sonde gewees? Wag nou. So hy slaan die rots in Exodus 17. En dit word hom tot geregtigheid gereken. In Numeri 20 slaan hy die rots 2 keer. En dit word hom gereken tot ongeregtigheid. En hy mis die beloofde land. So, Exodus 17, vers 1. Daarop het die hele vergadering volgens die kinders van Israel, volgens die bevel van die Here van plek tot plek uit die woestyn sin getrek en laer geslaan in Rafidim. En daar was geen water vir die volk om te drink nie. Toe twis die volk met Moses en sê, gee julle vir ons water om te drink. Maar Moses antwoord hulle, wat twis julle met my? Waarom versoek julle die Here? Maar die volk het daar gesmag na water. En die volk het teen Moses gemurmureer en gesê, waarom het u dan ons uit Egipte laat optrek, om my en my kinders en my vee van die dorste laat omkom? Toe het Moses die Here aangeroep en gesê, wat moet ek met hierdie volk doen? Is dit nie so in ons lewens nie? Die Here gaan haal ons onder die vaandel van slawerny van sonde uit. Hy lei ons op 'n pad. En skielik in ons lewens is daar so 'n bietjie opdraande. Hoekom ontvang ons daardie opdraande? Karakterbou, die Here toets ons. Dink julle die duiwel is baie keer betrokke? En dan raak ons mismoedig. En met wie beklei ons? Met die diensknegt van God en met die Here. Het hierdie volk wonderwerke gesien tot hierso? Mense wat ek wil sê is die weermag van Amerika op my spoor is. En ek het geen plek om heen te gaan nie.
En die Here maak die Vaalrivier vir my oop. En ek stap op droë grond daardeur. En hy versuip daai hele weermag van Amerika in daardie rivier. Wil ek amper sê, ek dink dit sal vir my geloof skep in die Here. Sal dit nie. Maar nou wil ek vir julle sê, die Here het al baie groter dinge in ons lewens gedoen as dit. U sal nie vanoggend hier sit as dit nie waar was nie. Maar tog, môreoggend as ons opstaan, dan kyk ons dalk weer in die balans van die bankrekening vas, of ons word herinner van hierdie uitdaging in ons lewens, en ons word herinner van hierdie uitdaging van ons lewens, en ons was net die vorige dag by die kerk, in die teenwoordigheid van God. Ons het gehoor die Sabbat is 'n verlustiging, ons het gehoor van vergifnis, hoe ons moet vergewe, maar ons murmureer. Hoekom is dit? Kan ons nie maar teruggaan na Egipte toe nie? Dit was vir ons beter, ons het nie 'n dag se rus gehad nie, ons was geslaan gewees, ons het onsself morsdood gewerk, ons het geen rus in ons lewens gehad nie, maar nou is hierdie een uitdaging hier, en dit is te veel vir ons. En die Here het Moses geantwoord, trek voor die volk uit, en neem die oudstes van Israel saam met jou, en neem jou staf waarmee jy die Nyl geslaan het. Moses het 'n ding in sy hand. Die hele volk sien die hele tyd daardie staf van Moses, wat die see vir hulle oopgemaak het. En gaan weg, kyk, hierdie is die eerste keer wat ek hierdie raak gelees het. Julle gaan my nie glo nie. Luister wat sê die Here. En ek sal daar voor jou by die rots op Horeb staan. Het jy dit al raak gelees? Die Here sê, gaan na Horeb toe, bring jou staf en die oudstes, en ek sal daar staan. Is dit die eerste keer wat Moses 'n ontmoeting met die Here gehad het? Was daar al 'n brandende bos ondervinding wat hy? Dan moet jy die rots slaan. En wie is die rots? Jesus Christus. Moses vra vir hom, wat moet ek met hierdie volk doen? Ek is moedeloos. Ek is uitgeput. En hy sê, vat jou staf. Ontmoet my by Horeb. En ek sal daar staan. So wie's geslaan? Christus. Waar is hy geslaan? Op Golgotha. En hy het water vir die volk gegee. En van daar af, wat ontvang hulle volgende? Die gebooie op Horeb, is dit nie so nie? Die Here gee die water, sodat die saad in hulle ontkiem kan word. Hy het alles gedoen, al hierdie wonderwerke, om homself aan hulle te openbaar, sodat hulle geloof in hom kan hê, sodat hulle geloof in hom kan groei. Maar wat het die volk gedoen? Volgende oomblik, die Here sê, ek sal daar wees wanneer jy daai rots slaan. Die Here is in die wolk, terwyl hy en Moses vir 40 dae vertoef op daardie berg. Hulle hoor die donderslae en die berg wat bewe, elke keer as die Here spreek, en hulle staan daar en sê, waar is God in al hierdie? Numeri 20. Hoe lank lei die Here daardie volk in daardie woestyn? 40 jaar. Hoekom 40 jaar? Was dit so ver gewees? Iets moes in hulle gebeur het, is dit nie so nie? Hulle moes die vroeë reën ontvang het, hulle moes konstante reën ontvang het, en hulle moes die laat reën ontvang, om wat in besit te kon neem? Die beloofde land.
Hoekom is ek en jy nog hier? Skus? Die reën is daar. Ek en jy loop met 'n sambreel rond. Die reën is daar. Die vroeë reëns, die konstante reëns en die laat reëns is daar. Ons loop met 'n sambreel van ongeloof rond. Numeri 20. Ek gaan sommer by vers 3 begin. En die volk het met Moses getwis. 40 jaar lank loop hulle in die woestyn rond en al wat daar is 'n getwis. Hoe lank bestaan hierdie kerk al? Ek praat nie van Warmbad kerk, ek praat van die Adventiste kerk. 180 jaar plus. Is dit? Dis my wiskunde heeltemal uit. Irrelevant. 160. Ja, ek dink nie is iets om op trots te wees nie. Want al wat daar is twis. Al wat daar is twis. En die volk het met Moses getwis en hulle het gespreek en gesê, ag, het ons tog maar gesterwe. Hier is die ouens alweer. Neem eerder ons lewe, toe ons broers voor die aangesig van die Here gesterf het. Sê, kon ons nie maar deel van daardie klomp gewees het nie. Kon die Here ons maar nie omgebring het nie. En waarom het julle die vergadering van die Here in hierdie woestyn gebring, dat ons en ons vee daar sou sterwe? Vir hoeveel jaar onderhou die Here die hulle nie al nie? Nou kom hierdie gedagte op, nou gaan ons doodgaan. En waarom het julle ons uit Egipte laat optrek, om ons in hierdie slegte plek te bring? Dit is geen plek van graan of van vye, of van wingerdstokke of van granate nie. Ook is daar geen water om te drink nie. Was daar 12 spioene gestuur? Hulle het nie nodig gehad om in hierdie dor gebied rond te loop nie. Daarop gaan Moses en Aaron van die vergadering af weg, na die ingang van die tent van samekoms, en hulle het op hulle aangesig geval. Het hulle gesondig hier? Nee, daar is nie water nie. Die volk twis weer. Hulle gaan soek die teenwoordigheid van God. Is dit nie wat ons moet doen nie? Hulle verneder hulle self, hulle val op hulle aangesig neer. Toe verskyn, luister hierso, toe verskyn die heerlikheid van die Here aan hulle. Weereens, op die berg Horeb vra Moses, ag Here, toon Uself aan my, en hy sê, okay, maar jy moet jouself in die rots verberg. En wanneer ek by jou verbykom, gaan ek dit so bietjie weerhou. En toe Moses die teenwoordigheid van God sien, wat sien hy? Sy heerlikheid. En dat hy lankmoedig is, en sag, en teerlik. Hier weer eens, het Moses reën gehad, het hy toegang gehad tot reën in sy lewe. Die Heilige Gees was daar. En die Here het konstant sy heerlikheid aan Moses openbaar en aan Aaron. En die Here het met Moses gespreek en gesê, neem die staf en laat die vergadering byeenkom, jy en jou broer, en spreek julle tot die rots aan voor julle oë. Is dit nodig dat die rots 'n tweede keer geslaan moet word? Maar ons kruisig vir Jesus daagliks. Is dit nie so nie? Deur ons aksies kruisig ons vir Jesus daagliks. Een keer gekruisig. Een keer gekruisig. Daardie offer is voldoende. Amen.
en spreek julle die rots aan voor julle oë, dan sal hy sy water gee. So moet jy dan vir hulle water uit die rots laat vloei, en die vergadering in hulle vee laat drink. Waarheen is hulle op pad? Om die beloofde land in besit te neem. Toe neem Moses die staf voor die aangesig van die Here weg, soos hy hom beveel het. En Moses en Aaron het die vergadering voor die rots laat byeenkom, en hy het vir hulle gesê, hoor nou hoe praat hy met hulle. So hy kom in die teenwoordigheid, hy val voor die Here neer. Hy sien die heerlikheid van God. En ons weet van tevore, toe hy Horeb was, hoe ervaar Moses die heerlikheid van God? Lankmoedig, sag, liefdevol, genadiglik. Hoor wat sê hy, hoor jy tog, julle wederstrewig is. Moet ons vir julle water uit hierdie rots laat vloei. Wie kry die heerlikheid hier? Daarop tel Moses sy hand op, en hy slaan die rots 2 maal met sy staf. En daar het baie water uitgekom, sodat die vergadering gedrink het, en hulle vee. Toe sê die Here vir Moses en Aaron, omdat julle in my nie geglo het nie. Omdat julle in my nie geglo het nie. Om my voor die oë van die kinders van Israel te heilig nie. Daarom sal julle hierdie vergadering nie in die land inbring nie, wat ek aan julle gegee het. Wow. Moses het hierdie hele ondervinding, wat hy God se volk lei, vir 40 jaar lank. Hy ervaar alles. Hy is aan die voorpunt van alles. En reg voor die beloofde land kom die ongeloof van Moses tevore. En sy karakter. En in ongeloof en woede slaan hy daai rots 2 keer. En die Here sê, Moses, jy was geroep om my te verheerlik voor die volk. Ek was al geslaan vir hulle. Julle hoef my net aan te roep, en ek sal die water gee. Twee manne het vir 40 jaar saam met die volk getravel, wat wel die beloofde land gesien het. Wie was hulle? Weet julle wat beteken die woord Caleb? Heelhartigheid. Caleb het met sy hele hart geglo, en elke liewe openbaring van wat hy van God gesien het. Hy het met alles geglo wat hy het, dat daardie beloofde land syne is. Het hy opgegee op die volk? Het hy vir 40 jaar saam met hulle aanhou travel? Josua, weet julle wat beteken sy naam? God verlos. God verlos. Wat moet ek en jy doen om die beloofde land te beerwe? Wat moet ons doen? Heelhartigheid. Glo. In wat? In God wat verlos. In God wat verlos. Nou broers en susters, hoe kry ons die laatreën? Hoe gaan ons dit verkry? Sagaria 10, vers 1. Bid tot die Here om die reën in die tyd van die laatreëns. Pleit ons by God vir die reën.
Ek het daarvan gehou toe Leon sy voorprogram doen, of wat ons dit ook al noem. En julle sê die tyd is op, maar hierdie onderwerp is so groot, dat ons dit nie hier kan laat nie. Kom ons kom op 'n latere stadium by mekaar, en ons bespreek dit in diepte. Die onderwerp van vergifnis. Ek wil vanoggend vir julle sê, die onderwerp van die laatreëns is net so belangrik. Ons wil nie een onderwerp oor die ander ene sit op 'n glyskaal nie. Anton, sit reg. Anton het gepraat van vas en gebed 'n jaar of 2 terug, hoe hulle baie gedoen het en die wonderwerke wat gesien het. Ek wil vir julle sê wat tekortkom in Werner van Wyk se lewe is, my onvermoë om te bid vir die uitstorting van die Heilige Gees in my lewe. Ons moet bid daarvoor. Many have in a great measure failed to receive the former rain. They have not obtained all the benefits that God has thus provided for them. They expect that a lack will be supplied by the latter rain, when the richest abundance of grace shall be bestowed. They intended to open their hearts to receive it. They are making a terrible mistake. The work that God has begun in the human heart, in giving His light and knowledge, must be continually going forward. Ek en jy moet soek. Ekskuus as die boodskap hard is vandag, maar ek glo die wederkoms is naby. En ek dink, daar's te veel van ons wat rondloop soos Moses, wat dink is deur ons krag. Daar's te veel van ons wat onsself wil verheerlik, en die heerlikheid wat God toekom, op ons wil laat skyn. Ek wil vir julle sê, die finale krisis gaan nie oor jou en my nie. Dit gaan oor Jesus. So die oorblyfsel gaan die Here verheerlik. Dis wat Openbaring 14 vers 12 ons sê. Hier is hulle wat doen? Die gebooie van God en die geloof van Jesus Christus bewaar. Soos ek en jy wil seker maak, ons is daar aan die einde, moet ons konstant die reën kry, maar ons moet bid vir die dubbelporsie, die laatreëns wat kom, om die oes ryp te maak, om die oes reg te maak, sodat die sekel kan kom en die oes kan laat plaasvind. Hosea 6. Ekskuus julle. Julle ken die verhaal van Hosea, een van die ongelooflikste profete in die Bybel, waar die Here 'n man agter 'n prostituut, kan ek dit sê, aanstuur. 'n losbandige dame. En hy sê, gaan wen haar liefde. En keer op keer loop sy weg. Want is 'n openbaring van God se kinders, nie van die Jode nie. Miskien van die Adventiste. Maar ook die Jode. Miskien van elke liewe Christelike denominasie wat daar bestaan. Want die Here het ons lief met alles wat hy het. Maar ek en jy loop agter wat aan? Deur ongeloof. Dis wat ons laat ons rug draai. Ons kan hier sit op 'n Sabbat, ons kan al die regte dinge doen, maar in die week lewe ons 'n lewe van ongeloof. En ek praat nie met julle nie, ek praat met myself. Waar ek die Here nie wil vertrou nie. Alhoewel hy soveel dinge in my lewe vir my gedoen het. Ons het geweet, ons kry dit volgens Sagaria deur gebed. Hosea 6, kom en laat ons terugkeer tot die Here. En ek wil weer vir julle sê, net omdat ons hier sit, daar is meer as 1 gebod in die 10 gebooie. Daar is 10 gebooie. En die woord van God sê, as ons aan een skuldig geraak het ons aan almal skuldig geraak. Kom en laat ons terugkeer tot die Here, want hy het verskeur en sal genees. Hy het geslaan en sal ons verbind. Hy het
Hy sal ons na 2 dae lewend maak, op die 3de dag ons laat opstaan, sodat ons voor sy aangesig kan lewe, en laat ons ken, laat ons dit najaag, om die Here te ken. Wat 'n profesie is hierdie? Jesus. Hy sal na 2 dae lewend maak, op die 3de dag ons laat opstaan. Johannes 17, skus julle, ek hardloop. Johannes 17, vanaf vers 3, sê die volgende. En dit is die ewige lewe. Die beloofde land, ewige lewe, dieselfde ding. Dit is die ewige lewe, dat hulle U ken. Ons kan 40 jaar saam met die Here in die woestyn wandel, en hom nog steeds nie ken nie. Dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enige waaragtige God, en Jesus Christus wat U gestuur het. Luister nou, ek het U verheerlik op die aarde. Wie van julle weet nie wat is die Here se wil vir ons lewens nie? Dis eenvoudig, dat ons hom sal verheerlik. Dat ons mense na die rots toe sal vat. Mense wat weet dat die rots een keer geslaan was, en dat daar lewende water daaruit gestroom het. En die tweede keer vat ons hulle na die rots toe, en ons spreek met die rots, deur gebed. En wat sal vloei? Die lewende water. Sodat ons en daardie mense die beloofde land mag ingaan. Ek het U verheerlik op aarde. Die werk wat U my gegee het om te doen, het ek volbring. Wat is die oorblyfsel se doel? Wat is jou en my doel op hierdie aarde? In die tyd waarin ons onsself bevind, en ek sê vir julle, die uurglas loop vinnig leeg. Ons lewe in 'n wêreld waar daar 'n totale aanval teen God en sy gebooie en sy insetting en sy karakter is. Een van die dae het ons dalk twee manne wat hier voor wil kom staan en trou. Adam en Steve. Né? Dit is so. Alles word aangeval. Alles. Maar daar's 'n oorblyfsel. Want na die rots toe gaan en met hom gaan spreek en sê, gee ons die laatreëns, sodat ons hier in hierdie donker tyd U naam kan verheerlik. Want die stryd gaan nie oor ons nie, maar dit gaan oor U. En ons is nou hier as U ambassadeurs. Help ons om U naam te verheerlik. Hosea 10 vanaf vers 12. Saai vir julle volgens die eis van geregtigheid. En maai in ooreenstemming met die liefde. Braak vir julle 'n braakland. Wat is 'n braakland? Ek sukkel, ek vra gisteraand vir my vrou, wat is 'n braakland? Braakkom. Maar die Hebreëus verwys na iets anderste. En sommige Engelse vertalings verwys na iets anderste. So ek is nie 'n ou wat 'n vertaling kan skryf nie. Ek haal my hoedens af vir ouens wat Bybels vertaal. Dis 'n groot werk, dis 'n heilige werk, dis 'n moeilike werk. Braak vir julle 'n braakland, want dit is tyd om die Here te soek. In die Hebreëus verwys dit na omspit van 'n heilige land. Die braak mag verwys dalk nadat dit 'n land is wat reeds omgespit is, reeds bewerk is, reeds bemesting het, maar daar's hoeveel vrug? Niks. Kry ons sulke lande?
So die Here sê, gaan terug op jou land. Gaan terug. Gaan skoffel weer. Want het is tyd om die Here te soek. Totdat hy kom in geregtigheid oor julle laat reën. Wat is geregtigheid? Wie is geregtigheid? Jesus Christus is geregtigheid. Genesis 15 vers 6, en hy het die Here geglo, en dis hom tot geregtigheid gereken. Genesis 18 vers 19, want ek het hom verkies, dat hy aan sy kinders en sy huis, na hom bevel sou gee, dat hulle die weg van die Here moet hou, om geregtigheid en reg te doen, sodat die Here oor Abraham kan bring, wat hy oor hom gespreek het. Deuteronomium 6 vers 25. En dit sal geregtigheid vir ons wees, as ons sorgvuldig al hierdie gebooie hou, voor die aangesig van die Here onse God, soos hy ons beveel het. Hosea sê, ons het dis daar's woorde wat ek nie wil gebruik nie, soos 'n sleg vrou, 'n losbandige vrou, weggeloop. En Hosea sê hy, kom laat ons terugkeer na die Here toe, want as hy wat geslaan het, maar wat sal genees? Dis hy wat verskeer het, wat sal genees. En dan in Hosea 10 sê hy, gaan terug. Met wie praat hy? Die mense buite die kerk of die mense binne die kerk? Binne die kerk. Hy sê, gaan terug na julle lande toe. Die volgende vers sê eintlik, julle het goddeloosheid ingeploeg. Julle het slegtigheid gemaai. Die vrug van leuns geëet, omdat julle op julle weg vertrou het. Op die menigte van julle helde. En Hosea, die Here sê deur Hosea, gaan terug op daardie lande, wat julle goddeloosheid ingeploeg het. Wat is goddeloosheid? Is dit die mense wat nog nooit van Jesus gehoor het nie? Nee, dis nie goddeloos nie. Goddeloosheid is mense wat die waarheid ken, wat nie daar volgens wandel nie. Wat sonder God wandel. Die Here sê, julle het gegaan en julle het goddeloosheid ingeploeg. Julle het slegtigheid gemaai, vrug van leuns geëet, omdat julle op julleself vertrou het. Vanoggend, geliefdes, wil ek vir julle sê, die Here wag in afwagting om die laatreëns op ons uit te giet. U sal nie hier gesit het as daar nie vroeër reëns in die lewend was nie. Miskien sit ons hier en van ons blare het al bietjie begin verwelk, want ons het nie die tussenposes van reën ontvang nie. Maar is nie te laat nie. Ek en jy, in ons individuele kapasiteit, maar ook gemeenskaplik as 'n kerk, moet pleit by die Here vir die laatreën. Ons moet pleit. Hy wil dit vir ons gee. Ons moet terugkeer na die Here. Wat is daar die Engelse woord? Godliness. Primitive godliness. Wat is dit in Engels? Ag, in Afrikaans, sorry, dit is Engels. Primitiewe goddelikheid. Oorspronklike goddelikheid. Soos die hervormers in die vroeë kerk. Sodat die Heilige Gees oor ons uitgestort kan word. Sodat hierdie gebou gerig gaan word deur die winde van die Heilige Gees. Om wat te doen? Om loftes toe te gaan. Sodat ons die liefde van Christus in ons hart sal hê. Sodat ons 'n passie sal hê vir verlore mense. Dis hoekom ons die uitstorting van die Heilige Gees sal kry. Die laatreëns. Om mense te vertel van die verlossende werk van Christus. Die liefde. En laat hy ons wil red en nie wil sien dat ons moet verlore gaan nie. En hier sit ons. En ons het al die rykdom en al die wonderwerke en alles wat ons besit. Maar ons vertrou op onsself en ons eie vermoë.
En ons wil eerder die rots 2 keer slaan. Ons wil eerder hê die heerlikheid moet op ons val, as wat dit op God moet val. Almal wat deur die genade van God, die hiernamaals sal instap, sal mense wees, wat hulle self leegmaak, wat hulle sondes bely het, wat dit oorgegee het, en wat die heerlikheid aan God gee. Mense wat gaan staan aan die einde op hierdie woord, en die beginsels. En hoekom kan ons nie hiervan afwyk nie? Hoekom nie? Want wanneer ons dit doen, verloon ons God. Mag Jesus met ons wees. Die Here wag met oop harte vir ons gebede, vir die uitstorting van die Heilige Gees. Kom ons sluit die oë. Liewe almagtige Hemelse Vader, liewe Here, hier sit ons, die instansie wat U geroep het, met die laaste boodskap aan 'n sterwende wêreld. U het ons geroep. U het vir ons insig gegee. U het vir ons goddelike wysheid gegee. Help ons dat ons nie net wandel deur hierdie woestyn met 'n verlange om terug te keer Egipte toe nie. Help ons om op U te vertrou. Help ons om by die rots te kom en by die rots te pleit, sodat daar lewende water vir ons sal vloei, sodat ons kan lewe en die beloofde land kan ingaan. Dis my gebed in Jesus naam alleen. Amen.